Ja, goeiemôre aan elkeen van julle. Dit is dan vir my so voorreg vanoggend om met elkeen van julle te kan gesels en dat ons net in 'n heerlike tydperk is waar ons lekker rus en ek hoop julle spandeer lekker tyd saam met familie, dalk vriende en dat hierdie geseënde tyd is vir julle. Vanoggend wil ek net vir jou ietsie deel wat ek in my hart gehad het en dit gaan daaroor om voluit te lewe. Hier waar ons aan die einde van die jaar sit, ek meen 2024 is so te sê verby. Dalk was dit vir jou 'n goeie jaar, dalk was dit nie so 'n goeie jaar gewees nie, maar ek glo tog ons almal wil graag 'n beter 2025 beleef. Ons wil tog altyd verbeter en ons wil tog hê dinge moet beter uitwerk en so kom ons hier aan die einde van die jaar en ons begin so 'n bietjie dink aan in 2025 en die jaar wat voorlê en ons sit baie keer met nuwejaarsvoornemens. Ons wil graag hê ons wil ander dinge doen. Ons wil dalk iets bereik hierdie jaar en so, maar vandag wil ek met jou deel en vir jou vra, leef jy op hierdie manier nie? Ek wil jou vanoggend kom aanmoedig om in 2025 so te begin leef, dat hierdie 2025 vir jou as 'n beter jaar kan uitdraai. In 2 Petrus 1 vers 3 sien ons dan ook immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Hy het ons reeds alles geskenk wat nodig is sodat ek en jy 'n goeie 2025 kan beleef. Hy het ons alles geskenk wat tot die lewe en tot godsvrug kan dien. Dit wat vir jou godsvrug op jou lewe kan bring, dit wat tot die lewe is om jou goeie lewe te gee, is reeds vir ons gegee. Want God het alles gegee. Maar hy vra een ding van ons. Hy vra dat ons op 'n sekere manier sal leef, dat ek en jy 'n voluit sal leef, in voluit. Ek like die Engels wat sê all in, alles in lewe. Markus 12 vers 30 praat Jesus met fariseërs en hulle vra van wat is die eerste gebod? Eintlik so, wat is die belangrikste gebod? En hy sê so vers 30 van Markus 12 sê hy, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Ja, ons moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, hele verstand en jou hele krag. Ja, dit praat vir my so van 'n alles in lewe, om voluit te lewe vir hom. Maar nie net om lewe vir hom nie, maar om hom lief te hê. Lief te hê met alles wat ons is. En dit praat regtig vir my van 'n alles in lewe. Ek is alles in. En ek dink dis wat hy vir ons kom vra vir 2025, dat ons 'n alles in lewe sal leef, dat ons alles sal insit. My hele verstand, my hele hart, my hele gees, my hele siel, my hele krag. Ek is alles in. En dat ons so sal leef in 2025, alles in lewe, nie halfhartig nie net 'n bietjie nie, maar alles in. En dat dit die fokus van ons lewe in 2025 sal word, dat ons alles in is. Dat ons 'n voluit sal lewe, alles in lewe vir hom vir 2025. Hier in Openbaring 3 vers 16 praat hy met die Laodicea kerk. En hy sê vir hulle, hy sê, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Lou praat vir my van so 'n halfpad lewe. Ek is maar net so bietjie in, net gedeeltelik in. Ek is nie alles in nie. Ek is nie, leef nie voluit vir hom nie. Ek is nie alles met my hele verstand, my hele krag, my hele hart, my hele krag, het ek hom dan nie lief nie. Ek is net so halfpad.
lief vir hom. En dit praat nie net van om kerk toe te kom en dalk bietjie Bybel te lees en dalk bietjie te bid nie. Dit praat van in alles wat ek doen, het ek hom lief. Alles. By jou werk, by jou skool, waar ek ook al gaan, of ek nou gaan inkopies doen, of ek in my kar ry hierdie jaar, en dis nie altyd maklik op die pad nie, maar waar ek ook al is en wat ek ook al doen, het ek hom lief met alles wat ek is. Met ander woorde, ek is alles in. Ek gaan nie op die pad ry en kwaad word vir ander mense nie. In daai oomblik het ek hom lief. Ek gaan nie by die werk my tantrumpie gooi omdat die baas vanoggend lelik was met my nie. Ek gaan my alles inleef vir hom. Met ander woorde, my optrede, hoe ek gaan praat, hoe ek gaan dink, gaan alles vir hom wees. Dit moet hom lief hê. Met ander woorde, in dit wil ek hom eer en lof gee, net hoe ek is en wie ek is. Hierdie Laodicea gemeente is dan ook lou gewees, want hy gaan net in die volgende versie, dan sê hy vir hulle, want julle sê, julle het ryk geword en julle het julleself verryk en het niks gebrek aan enigiets nie. Met ander woorde, hulle was so ingestel op dit wat hulle bereik het, dit wat hulle gedoen het en net hulle lewe, in plaas van God. Hulle besittings het hulle lewe geword in plaas van die Here. Ons is so baie keer gefokus op dit wat ons het of bereik het en goeders. En is ek het dit bereik. In plaas van die krag wat die Here my gegee het. Jy sien nou alles in lewe. 'n lewe van voluit leef vir hom, met my hele hart, my siel, my verstand, my krag, gaan oor een ding, dat ek hom lief het. Gaan uit liefde uit, dat ons 2025 hom sal lief hê met alles wat ek is. En daarom is dit wat ek uitleef, dit hoe ek optree, digters, gaan oor dit hoe ek hom lief het. Hierdie sê hy dan is 'n gebod. En vir baie van ons is 'n gebod hierdie ding wat ek moet gaan doen. Ek moet dit doen. Ek moet. Dis 'n gebod. Die woordjie gebod beteken is 'n bevel, dis 'n opdrag, dis 'n gesaghebbende voorskrif, is 'n voorskrif. Maar dis nie iets wat jy moet gaan doen omdat ek so sê ding nie. God sê nie vir jou jy moet dit doen want ek sê jy moet dit doen nie. Hy's nie dominerend, hy's nie hierdie diktator nie. Hy sê dis iets wat jy moet gaan doen sodat jy kan ontvang wat hierdie gebod, hierdie voorskrif insluit. God wil altyd die beste vir ons hê. En so elke gebod het 'n belofte en 'n resultaat. Daar's iets wat gaan gebeur as ek doen wat hy sê. Daar's seën wat op jou lewe kan kom wanneer ek doen wat hy sê ek moet doen. Want sy hart is dat dit moet goed gaan met ons. Sy hart is dat hy goeie gedagtes vir ons het, goeie planne. En so hy sê dit nie net omdat jy dit moet doen, omdat jy dit moet doen want hy het so gesê nie. So hy vra vir ons om met ons hele hart, ons siel, ons verstand hom sal lief hê, met ons krag hom sal lief hê. Want jy sien dit wat ons gaan ontvang is in 2025 kan jou lewe dan gevul word met vreugde. Met vrede, sy shalom vrede. Wat alles insluit wat hy is. En hy wil vir ons 'n oorvloedige lewe gee. Matteus 6 vers 33, daardie skrif wat ons so ken, hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy sien, ons moet die Here dien uit liefde vir hom, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, ons hele krag, met alles wat ons is. 'n alles in lewe, 'n lewe voluit vir hom, maar dit word gedoen uit liefde. Jy sien, want ons doen dit nie om te ontvang nie, ons doen omdat ons lief het vir hom. Hoekom? Want hy het ons eerste lief gehad. Jy sien, God vra vir ons om in 2025 alles in lewe te leef. 'n lewe wat voluit vir hom is, omdat ons hom lief het. Nie net omdat dit 'n gebod is wat sê jy moet doen wat hy sê nie, maar doen omdat hy
jou liefhet, en omdat hy iets vir jou wil in jou lewe inbring. En daarom vra hy ons om alles in te sit. Mag hierdie jaar 'n jaar wees wat jy beloof om 'n alles in lewe te leef vir hom, omdat jy hom liefhet, want hy het jou eerste lief gehad. Ek hoop hierdie boodskap seën jou, ek hoop hierdie boodskap help jou vir 2025, want dat hierdie jaar wat voorlê vir ons 'n geseënde jaar mag wees, en mag elkeen van julle ook geseënd wees in hom, omdat julle hom liefhet, en omdat alles wat jy insit, alles in lewe sal wees. Mag julle geseënd wees vir die tydperk wat julle nog rus, en mag dit vir julle regtig wees 'n tyd van rus. En mag hierdie nuwe jaar vir jou op 'n hoogtepunt begin in Christus Jesus. Mag julle geseënd wees. Shalom.